Baie welkom by Melk en jou Thee en dit is so 'n voorreg om vandag met ons gas te gesels. Hy het spesiaal tyd gemaak vir ons en ek is baie dankbaar daarvoor. En ja, ons gaan gesels oor dit wat in die land aan die gang is op hierdie stadium. En dit is net so oor 'n jaar waar Suid-Afrika deur 'n RNE geregeer word. Daar's mense wat glo dat dit werk, daar's mense wat glo dit werk nie. En bovenbehalwe dat baie mense dink die RNE is 'n mislukking, is daar soveel korrupsie en gemors wat op die lappe gekom het, dat ek gevoel het ons moet bietjie gesels oor wat is ons rol as kinders van die Here oor dit wat tans in die land besig is om te gebeur. Die land word beskou as 'n maffia-staat. Dit is skrikwekkend om te hoor wat werklik aan die gang is. En wie anders en wie beter om mee te gesels is Roy Strauss. En Roy, ek is nog reg, jy verteenwoordig nog steeds #HopeForSA. Jy's nog steeds betrokke daarbey, maar baie welkom eerstens by Melk en jou Thee weer eens, so aan die ry. Kom ek sê net, ek is steeds 'n lid, ek het as deputy president onttrek, niks moeilikheid nie. Ons het nou nog sterker gegaan. Ek het 'n voice in parliament gestig. Ja. Want ons moet, so ek is steeds by #HopeForSA, ek werk saam met die ACDP ook nou, en dit is wat nou lekker maak, ek kan saam met al die wedergebore politieke partye nou werk. Want ons kry meer reg as 'n drukgroep. Tans is nou in die land, net om te begin, wil die kerk se deure toemaak. Mevrou, die chairperson van die CRL, die Commission of Religion Legislation, is Tokyo Zani, en sy het duidelik gesê, sy as 'n video ook wat sy dit duidelik gestuit het, sy het al die 2 Oktober klaar haar komitee gestig. Hierdie ding kom nie nog nie, dis klaar daar. En sy het gesê, hulle het haar gevra, nou sê nou ek wil Jesus verkondig, en ek loop op straat en ek vertel iemand van Jesus. Toe sê sy, then he must get jailed. So jy gaan tronk toe nou gaan, en hoor hier Christene, dit kom nie nog nie. 2 Oktober is die bladsye klaar opgestel, 32 bladsye, en die hoof van dit, die groep, is Joshua Macaulay, presies dieselfde soos in Roemenië en Nigeria. Hulle vat pastore om hulle vuilwerk te doen. En hierdie mense dink hulle is verskriklik chap. En hulle, Cyril Ramaphosa het haar teruggeroep, en sy is besig met dit. Binnekort gaan hulle teken. Ons het opgemars na die Unie gebou toe, 4 weke terug. Ja. Was die 8ste Oktober. Ons was 20.000. 20.000. Ek het so gelag, die ouens op Facebook het gesê, Roy is in sy ou 50 mensies gaan daar voor die Unie gebou staan, en het God ons nie gebless die 20.000 wedergeborenes. Ek wil 'n bietjie ras praat. 1% wat pastore, wat Christene. 1%. So ek wil vir hierdie ander mense sê, die wites het die evangelie na Afrika toe gebring, maar dit is die swart mense, en ek wil julle met enige onderhoud hou met pastoor Makaba, 'n vrou, sy 2.3 miljoen followers, dit gaan nie oor die followers nie, maar sy dryf hierdie ding van die Church Defenders, en sy is die een. Ons was nou laasweek in Donderdag, in die voor Kaapstad parlement. Nou ek weet nie wat sy getal nie, ek skat so 10.000. Net van interessantheid, die EFF het ons ingewag, hulle het gesit bo in 9 verdiepings, 4de verdieping, 9 verdieping, met 2 liter waterbottels vol water, ek bedoel is 2 kilogram, om op ons te gooi, en al 3 gegooi, en die Here het hulle gestop, die polisie het, hierdie goed kom nie in die nuus nie, dit haal nie die nuus nie, dit word nie vertel nie, maar dit word ook op die nuus daar buite, die sekulêre nuus, doodgedruk, dat nie. Nou ons doen dit nou onder die VIP, Voice in Parliament, maar Church Defenders is ook 'n drukgroep, so ek join met hulle, Swinkler gaan nou 'n drukgroep begin, ons join met hom. Ons gaan oral waar die Christene, want die hartseer is AfriForum Solidariteit sê, hulle is Christene, maar hulle staan nie op vir die kerkie, verstaan? Hulle doen goeie werk, wonderlik, maar hulle staan nie op vir die kerkie. So ons moet hierdie goed doen, en dan 'n Christen moet vir 'n Christen party stem.
of jy nou stem vir die ACDP of vir #HopeForSA, jy moet vir hulle stem. Ek is so bly dat albei die partye is betrokke by hierdie marse en hulle gaan, en daarom dank ek die Here daarvoor. In Jesus naam. Maar okay, ek het baie gepraat, jy kan maar weer vra. Nee, dis reg, mens. Ons moet weet wat aan die gang is, want ek het dit op Facebook gesien dat julle opgemars het. Ons was ongelukkig weg gewees. Maar wat vir my interessant is dat dit voel vir my of alles nou tot op 'n punt kom. Ek weet daar was 'n ding wat uitgelek het, is dat Ramaphosa gesê het hulle moet nou maar kom met 'n datum wanneer hy nou moet bedank. Maar gaan dit die oplossing wees? Nee. Kom ek sê nou vir julle. Ja. Ons maak die ANC alleen vyand. Die ANC is nie die alleen vyand nie. Die DA is ons groot vyand. Die DA is liberale. En wat ek hou van Amerika het uitgekom in die waarheid nou gepraat. 'n Demokraat is 'n tipe van 'n terroris. Ek hoor nou hulle nuwe terroriste, narkoterrorisme is die wat die dwelms en demokrate. Maar hoor gou mooi, 'n ou liberaal sê, alles wat kerklik is, bring dit onder die staat se beheer. Die DA's en die mense bly net lekker choopstil, maar dit is hulle wat abortus aangebring het. 29 Oktober 1996 het die DA abortus aangestem. Van die 1 Februarie 1997 en ons staan nou op 1200 babas per dag wat vermoor word in Suid-Afrika. Ons staan by man en man trou, vrou en vrou trou. Ons is totaal nie by die Here nie. En dit is hoekom ek sê, ek is jare by hierdie Christen partye betrokke en hulle doen goeie werk. Maar die hartseer met die laaste verkiesing, uit 60 miljoen mense in Suid-Afrika was 20 miljoen geregistreer. En uit die 20 miljoen wat hoeveel 90% Christene is, het 150.000 mense vir die ACDP en #Hope gestem. So die Christene stem vir die liberale. Die Christene stem vir abortus. Die Christene stem vir die man en man trou. So waar is ons Christendom? Waar is ons binnekamerverhouding met God? 'n Christen wat waarlik kuier by Jesus, sal nie so stem nie. Hy sal mos nie. So hierdie mense, die waarheid is dat hulle kan nie die land regeer nie. DA met hierdie gekombineerde partye, hulle kan nie die land regeer nie. Wat het verander? Ons het slegter geraak. Ons is in die buiteland nog meer in die ekonomie en die moeilikheid. Rapport draai nou iets, ek sien, en ek gaan nou eerlik sê, dis broederbonders en vrymesselaars. Is interessant hoe het hulle die Christene afgebreek die laaste 5 weke, as tot spotprenttekenaars wat vir my nou geteken het die laaste, maar dis advertensie. Prys die Here, dankie vir daai spotprenttekenaar. Hy teken vir my met sulke wille rooi hare, ek moet sê, hy het my nogal mooi geteken, maar afbrekerig. Dit hou afbrekerig en spot met God se woord. Dit is ons sogenaamde Christene in hierdie land. So ek sê, wat ons noem vir Voice in Parliament, die drukgroep wat nou eintlik in babaskoene is, en ons sê, change a heart and change a nation. As ons nie die mense se harte verander, sal hulle nie regstem nie. Ons moet die evangelie, die kerk moet, ek is hier by, ek mag mos name noem, by Moeg gesukkel. Mense, ek is so vandag, kyk, ek het gedink, ek help mense en ons help mense en ons is spanne, maar ek het 'n eye-opener wat hier aangaan. En wie jy weer eens, en ek moet dit noem, is nie die kerk wat hom gehelp het. Teen kerk, ek is nie teen julle, ek is lief vir kerk. Ek staan nou op vir die kerk. Ek glo in samekomste. Ek doen hierdie dinge, maar die kerk is nie daar buite nie. Dis ander besigheidsmense. Hierdie ou het byvoorbeeld toe hy 9 is, sy pa, ma, 2 boeties en sy seun 'n motorongeluk, is hulle dood en hy alleen oorgebly. Hy het 'n drug addict geword. Niemand het hom nie, maar op 'n dag gaan sit hy by 2 boemelaars toe hy op straat sit en hy sien hulle judge hom nie en hulle behandel hom anderster. Mense moet verskoon as ek so rondloop en goed, maar ons is on the go Christene. Ag, ek kan seker vir julle wys tyd. Hier staan ons by die lorry. Ons het kom mieliemeel aflaai hier in Pretoria en ons gaan nou teruggaan. Ons kry matrasse. Hulle het vir ons, ek weet jy wil oor politiek gesels man, maar ek
kan nou nie net nie. Dis ons mieliemeel wat ons aflaai, ek noem net, en nou sit matrasse en kyk hoe vol is dit. Ja, jy sien hier is 'n seun, om sommer nou reguit te sê, hy 2 keer nou vir 'n pastoor, hy's oor 3 weke 'n pastoor, hy's 'n Khoisan, 'n regte Khoisan van die Kalahari daar van Appington. En hierdie man Hallo. gaan nou met die Khoisan mense begin werk en hy gaan harte change. As 'n hart nie verander nie, gaan mense nie verander nie. Die evangelie is die antwoord. Dis hoekom voor Jesus opgevaar het hemel toe. Matteus 28 vers 19. Toe laat hy vir ons die antwoord in politiek, die antwoord in alles. Verkondig die evangelie, laat iemand change, dan sal hy aan. As Cyril Ramaphosa nou change. Kyk hoe lyk die draks. Ons pas nou druk toe op hom oor draks. Ons lyk erger as Mexico al met draks. Ek dank die Here, hulle het die palace gestorm 4 dae terug in Mexico. Venezuela staan Trump gereed om in te val met die drakkartels. Dis die goed wat ons die laaste 3 maande gebid het teen invoer by ons land. Die ander ou val met die vliegtuig met al die kokain daar by Stellenbosch. God hoor ons gebede. Waar in ons lewe het ons gedink woke gaan pak kry? Zuckerberg het sekere emojis, wat noem hulle goedjies afgehaal en gesê, julle gebruik dit nie meer op Facebook nie. Die woke mag dit nie gebruik nie. Elon Musk het gekom en hy het vir Netflix 25 biljoen rand op een dag gekos, omdat hy woke pak gegee het. Mense, ons het gedink, dinge gaan nie gebeur nie. Dit is nou maar net eindtyd. Ek sê vandag vir jou, ons moet bid. Ons het trek nou 'n bord deur die land. Jesus, groot, verskriklike groot billboard. En dan bid ons op die hoofweë. Ons ry 50.000 kilometer nou. Ons het nou al 15.000 afgelê met die bord, wat net op staan Jesus. En ek sê nou vir jou, alles wat ons bid, laat draks in ons land kom, en laat die goed. Dit gebeur. Kerke begin bid. Ek wil 'n laaste ding sê. Weet jy, hoe kan ons, jy weet, pastore weet van hierdie wette wat nou teen die kerk kom. Ek gee dan nou nie om as hy nie wil kom mars nie. As hy nou te bang is om maar buite te kom nie. Maar hoor gou mooi. Ek sê, hy kan hom sekere aktief 'n gebedsgroep stig daar in sy kerk. Hulle kan seker begin bid. Mense, Suid-Afrika se Christendom is nou. Ek wil dit eintlik noem op 'n lyn, want hoor gou mooi. As Cyril teken, maar ek dink hulle is klaar te bang, hulle het nie verwag so 'n klomp mense gaan opstaan nie. As Cyril teken, dan is ons binne volgende jaar se middel het ons ondergrondse kerke. Hoor wat ek jou sê, hierdie is nie 'n foefie nie. As Cyril nie teken nie, is dit. Ons kort eintlik 'n bietjie daai vervolging. Daar's mense wat my toesnou en sê, Roy, is bly net uit die pad uit, ons kort die vervolging. Die ander ou weer, ek hou nie van kerkies, so die kerke moet lankal toegemaak word. Al sulke toesnouings en die ander ou, man, die naam Jesus geld nie, dit gaan oor Jahwe en ons Christene moet nou ons fokus op koning Jesus hou, of jy hom Yeshua noem, en of jy hom Isa noem, wat die Egiptenaar hom noem, dis God se seun. Ons moet hom aanbid, ons moet sy aangesig soek, en ek sê nou vir jou, hier kom 'n groot draai, nog 'n groot draai, wat hier kan kom. So, op die Christenpartye, ek sit te wag op hulle, ek wil ook tog hier sê, want ek wil hulle so, onthou ek is 'n drukgroep nou, ek moes ons Christenpartye, 3 weke terug gesê het, ek gaan oor 'n uur live. Ek sien op julle pages gaan niks aan oor hierdie Church Defenders nie. Ek gaan oor 'n uur live. En dan gaan ek sê, gaan kyk op die Christenpartye se goed. Toe pos lig hou. Hulle moet dit hoor. Hoekom moet ek sukkel? Ek sê nou vir jou, oral waar ek nog in 'n Christenparty was, en ek gaan dit vandag noem, het ek met lui mense gedeel. Dat ek moet terugstaan later, want hulle is te lui om vir God te werk. En ek kan nie die hele ding dryf nie. Nou kyk by ander plekke kry jy as jy DA plakkaat op sit na die tyd syp jy. Vryheidsfront syp jy. Ek ken hulle kan niks doen nie. Hulle weet hulle doen dit. Dit hou hulle aan die lewe. Maar Christene, dan sit plakkaat, hy moet gedryf word in sy hart deur Jesus. Ek sê vandag vir julle, Hope is 'n bitterlike goeie party. Maar ek moet gesê het asseblief Christene. By ACDP moet ons gesê het asseblief. Die mense sukkel om die Christen aan die gang te kry. En ek wil vandag sê, Christen, hou op lui wees, dat die liefde van Christus jou dryf. Laat dit jou dryf.
in Jesus naam. So ek wil hê die mense moet daar op die page, hulle het my nou geband. Hulle hou my net so bietjie vas Facebook. Wat gebeur het is eintlik nou maar hulle computers ons skryf hulle. Daar was mos nou 'n burgemeester, 'n moslim burgemeester vir New York ingestem. Ja. En Ja. nou toe gaan daar 'n grappie rond. Hamas, ISIS, alles en dan sê hulle, het julle vergeet van 9/11 om nou die terroris in te bring by julle? Toe post ek die ding en die computer stel hom net van Facebook op. Ek is met terreurgroepe doenig. So nou moet hy so op 'n sop. Maar dit wat ons stig, ons het binnekort 'n bosberaad. Ons gaan nie net op die politieke grond, op die kerk en dit, ons gaan vuil water. Daar staan 'n Genesis gaan heers oor die aarde. As ek begin, kry ek 400 slagtes van goed. Ek kan nie dit hanteer nie. Ja. So wat ons nou gaan doen, ons gaan net soos 'n drukgroep, hy's geregistreer alles, maar ons gaan wegvlieg en dan gaan ons iets ekstra doen wat drukgroepe nie het nie. Ons gaan begin met 9 evangeliste in elke provinsie, later in elke onafhanklik. Hulle moet in 'n kerk behoort. Maak nie saak ag jy is waar is hulle in die kerk of volle evangelie kerkie, maar die VIP gaan hulle betaal. 9, later ons het 45 streke in Suid-Afrika, dan gaan ons later in die streke 45 evangeliste hê, want change a heart, change a nation. En ons VIP mense kan dan deelneem. Maar jy sien, hierdie ding gaan beter werk, want hier sien nou posisie nie. Hier sien nou politieke posisie in 'n parlement nie. So wat nou hier gaan gebeur, jy moet uit jou hart uit, ons gaan hande, voete, oë. Ons noem dit ook so. Wat een tannie gaan byvoorbeeld sê, ek sal die koerante vir julle elke dag deurblaai en ek sal kyk waar kan julle druk toepas. Ons gaan 'n buitelandse groep hê. Ons gaan op elke minister se portefeulje 'n ding hê. Ons gaan buiteland hê wat is soos Nigerië nou. Iemand moet druk toepas. Die Christene, hulle is laasweek 25 weer doodgemaak. As oor die 100,000 doodgemaak. Ons kan nie laat ons Christene in Nigerië so doodgemaak word nie. So ons wil iets doen. Ek weet dit is 'n baie groot ding wat ons aanpak, maar as ek hande het oor die land en die ou kan in sy huis sit en hy sê vir my, ek gaan net dophou vir jou oral waar water verkeerdelik is en dit na julle hoofkantoor toe stuur. En die ander ou gaan byvoorbeeld vir ons laat weet oor potholes en dit. Ons gaan hierdie goed ook doen. Maar VIP gaan nie 'n party raak nie. Hy gaan nie staan in die verkiesing nie. Dit gaan soos ons gaan saam met Solidariteit werk. Ons gaan saam met AfriForum werk. Ons gaan saam met Hans Winkler wat dit begin. Ons gaan saam met die ander werk. Maar ons myn ding gaan wees om vir die Christene op te staan. As 'n juffrou in die skool oor Jesus praat en hulle gooi die juffrou uit, dan sak ons toe met ons klaar op ons komitee wat begin is net nog regsmense sover. So, dan gaan ons dadelik inklim en help. So ek het 'n mond vol gepraat. Mense kan, ek sal so bly wees as jy my nommer sit. Dan kan hulle al begin sê sit my op die lys, want hier by Februarie gaan ons 'n groot bosberaad hou. Wie wil help? Maar jy gaan nie posisie kry nie. Jy gaan dit doen as 'n bediening en vir Jesus doen. Dit is hoe dit gaan werk. So een gaan op drugs werk. Ons gaan vir Cyril nou toepas en sê luister hierdie drugkartels in Suid-Afrika. Ons gaan reg in eie hande begin vat. Ons is besig om te registreer vir privaat speurders. So wat nou gebeur, nou gaan ons dit gaan doen. Want die polisie, die wat goed is, word onderdruk deur die korruptes. Ja. So mense, die ons land se oplossing lê, bid elke dag vir jou land. Kyk die nuus en moenie vloekie. Moenie die president vloekie. Raak lief vir hom. Ek raak lief vir Julius Malema as ek hom kry, gaan ek hom vrek druk van liefde. Maar okay, raak lief vir ons mense. Raak lief, verslaan rasisme. Ek en daai Khoisan wat daar sit, hy gaan nou tradisionele klere aantrek. Hy gaan nou net by sy gaylap gaan hy wat noem 'n mens ski pants aantrek, laat dit nou nie soos in die Kalahari nie. En sy pyle en boog en goed. En ek en hy gaan toer deur die land. Want hoor gou hierso. 1927 toe stop dit in Suid-Afrika. Jy kon in Appington polisiestasie, het jy 'n permit gekry om 'n gensbok te gaan skiet, 3 springbokke en 1 boesman. Ja, hierdie land is vol lelike bloed. Tot daai tyd, daai mannetjie wat ek nou net gewys het, kon doodgeskiet gewees. Ek het 'n permit hier by my wat 400 boesman vrouens
En as ek sê Bushman, praat ek nie van ander rasse nie, ek praat van die Khoi nasie. So is nie 'n skelwoord wat ek nou sê nie. Khoi vrouens, 400 Khoi vrouens kon geskiet gewees het daai jaar. Mense in hierdie goed, dis in die Kalahari. Ons moet gaan en ons moet dit verbreek. Ons moet nie gaan en propaganda maak en weer haat stig nie, maar ons moet dit verbreek in Jesus naam. Daar's lelike goed en apartheid het net omgeswaai. Nou is plaasmoorde, al hierdie goed. So ons gaan mense by VIP op al hierdie goed hê. By die Christenpartye gaan hulle werk doen en as ons kom by die verkiesing gaan ons sê stem vir hulle. Ons lede kan ook deel raak en stem vir hulle. Maar as die Christene waarlik bid, nie net sê hulle bid in 'n WhatsApp storie, waarlik bid, en nie net eenmal 'n jaar dat kom ons op 'n stadion by mekaar en ons bid. Waarlik elke dag 'n lys bid. Ons het dit nou gesien. Dat ons op die hoofpaaie gebid het en gesê dit moenie inkom nie. En wat het gebeur? Ek bedoel wat gebeur in Venezuela? Daar blok hulle die drankkartel. Daar blok. Ons gebede kan oor see gaan, kan wyd gaan. Ons moet dit nou doen. So, wat mense so lank kan doen, hulle kan by Voice in Parliament, VIP, gaan aansluit daar op die page. Dis baba skoene. Ons post nog so 'n bietjie goedjies daar en daarna sal ons hulle nooi en sê kom almal en kom ons doen die dinge. Okay, ek wil net nog twee goedjies vra. Hoekom kan ACDP byvoorbeeld en #HopeForSA nie saamsmelt nie? Okay, nou hoor gou mooi. Dit is wat ek gevra het daardie tyd. Hoor gou mooi. Dis hoekom mense het vir my gevra, Royce begin weer nog 'n politieke party, want die ander is te lui en dit en dit en dit. Dis ek nee, ons kan nie so verdeel nie. Ek sal 'n drukgroep begin. Hoor gou mooi, want dan sit jy op jou eie ou troontjie. Jy het jou eie koninkrykie. En ek preek reeds teen koninkryke van jou eie. Jy moet in God se koninkryk werk. Ek bedoel vandag is ek hier in 'n ander ou se bediening. En bediening is so, hulle is in 'n ander ou se bediening adverteer. Ek gaan nou net as ek hier by, gaan ek op Facebook gooi, wat doen hierdie mense hier? Dit is my koning se werk wat hulle doen. Hoekom mag ek dit nie adverteer nie? Want anders is ek my eie koninkryk. Kom ek sê vir jou, eers die werklikheid is, wie gaan nou van die leiers terugstaan? En nou kom die verkiesingslys. En dit is hoekom ek die drukgroep begin het. Wie gaan nou eerste wees, wie gaan nou tweede wees? Nou, as almal saamkom, gaan die ander ou nie vierde wees nie. So, gaan baie verkeerd. Dit gaan oor eie koninkryke. Gaan oor, ons het dit, daar's 'n man, Dr. Arno van die kerk. Hy's van Time to Rise. Hierdie ou het al 7 Christenpartye saamgeroep. En jy kan eendag hom hoor wat hy gesê het. Ek was op daai meetings. En as ek vandag vir jou die name gaan noem van die Christenpartye wat gesê het, nee, ons stel nie belang nie. Ons wil eers saam praat nie. En daarna toe gaan hulle saam met die DA en saam met ander. Nee, dit is nou 'n ongelukkige ding. Hoe sê hulle oor die Afrikaner, maar kom ek noem dit oor die Christen. Kom ek maak die grappie nou maar na die Christen toe. Hulle sê eendag kom hulle op 'n Christen af wat daar op 'n eiland bly. Al 40 jaar alleen. En hulle sien maar hy het 5 hutte daar. Hulle sê en die 5 wat is in die ene sy huis. Toe vra hulle in die ander 4, toe sê hy nee, dit is sy kerke. By die kerk was hy laas. En toe maak hy weer 'n nuwe kerk. Hy het alleen op die eiland gebly en hy het 4 kerke. So, dit is nou, ek sê nou so, maar ons almal is so. Ons almal het maar 'n dingetjie en 'n sê dingetjie en ons breek mekaar af. Ek bedoel as ek nou moet oorgaan wat het die laaste tyd, ek wil dit tog noem. Kan ek vir jou, dis baie kontroversieel, maar ek gaan dit noem. Die laaste tyd het ek agtergekom dat ons preek vergifnis. Jy weet almal sê altyd, nou net ook sê mense, is dit die kwaai ou op Facebook? Ek dink ja, julle ken my nie. Julle ken my nie. Want as ek tussen my drug addicts is, druk ek hulle en ek gee liefde en ek huil saam met hulle. Hy gemolesteerde meisies daar by my plek, wat 'n human trafficking huil saam met hulle elke dag. Maar wanneer ek buite praat, dan praat ek, want dan praat ek met die human trafficker. En nie al die kerkmense is vals, ek bedoel, maar party het, of die meeste van het maskers op. Dan moet ek hard praat. As ek by my drug addicts kom, praat ek nie oor drugsie. As ek by 'n prostituut huis kom, ek praat nie eers oor hoerery nie.
want ek wil net die liefde van Jesus vir hulle gee. Maar as ek in die kerk kom, moet ek die goed noem, want hulle sit verskuil daar. Verstaan? En wie jy die laaste tyd, en ek wil nie, ons weet nou almal die 23ste September was ons nou amper weg gewees, toe Danny Botha ons nou uitgesaai het, ons gaan weg. Nou, ek was die ou wat gesê het, en ek loop jare pad met Danny, ek moet vandag vertel, wat het ek en Danny op die foon agteraf gepraat, en hoe loop ons hulle pad, sal mense sê, okay, nou verstaan ek. Maar, ek het baie respek vir Danny, hy was voor my bekeer, en hy het baie by my gemeente, daar in Kimberley nog, toe arm mensies altyd kom optree, en Danny is vir my 'n great ou. En hy het misgevat. Nou daar's goed wat ons mis kan vat, en dan is daar oordeelsfoute. Hierdie is 'n oordeelsfout. Ja. Jy kan nie loop en sê vir mense dit nie. Jare terug was ek betrokke waar 7 mense hulle plase in Namibia verkoop het oor die 21ste Mei wat hulle weg is. En ek het daai ou gaan sien. En toe sê ek vir hom, kan ek jou radiostasie kry in jou bakkie na die 21ste Mei op TV. Nou by jou het hy ja gesê en die volgende dag toe ek bel, ek wil my goed kom haal, toe wil hy nou niks daarmee te doen. So dis 'n oordeelsfout want jy maak skade. In hierdie tyd toe bel ek Tannie Marie. Sy sê Roos, ek verkoop, dis een geval. Ek gaan nou my woonstel verkoop. Dit was hier by die 9de September. Ek gaan vir jou die helfte van die geld gee, vir Danny die helfte. Want ons gaan mos nou weg. Ek sê Tannie, jy kan nie in jou koop gaan nie eers deurgaan voor die 23ste nie. Sy sê nee, ek verkoop dit aan my seun, hulle is ongered, hulle bly agter, maar hulle gaan my nou al die geld gee. Haai, weet jy? Ja, hulle gaan die geld gee, maar hulle bly agter. En ek bel toe, en ek sê vir Danny, jy kan hierdie goed, hoor wat gebeur. Maar hoor nou, ek sê Tannie, ek wil nie geld nie. Ek en Danny het 'n mooi pad geloop, nou wil ek vir jou dit sê. Ek gaan net dit vertel. Danny het nou die oggend wat dit nie gebeur het nie. Toe vra hy God om verskoning, en maak toe die fout om nog 'n sin te sê, ek was nog vroegmôre en vir Rooi Strauss. Hy vra God vir Rooi Strauss, nou, kyk, hy het nog eers dit gevra nie, toe is my WhatsApp, wie is jy? Is jy God dat hy jou moet om verskoning vra? Ek moet nou verskoning vra, maar okay, los dit nou. Ek bel hom, ek sê, jy kan in die openbaar poef, dis jy nog die Here. Maar ek is vriende met hom, ek is lief vir hy man. Hoor nou mooi, mense besef dit nie. En weet jy wat? En ek sê, Danny, bedoel jy dat jy jammer is? Hy sê, ja, ek het verkeerd geluister, dit is nie so nie. Hy het ander goed reg geluister, maar die datum is hy verkeerd. Ek sê, okay. Ek gaan haal tikkoppe, dan kom hulle by Jesus uit. Hoekom kan ek nie, hou wat vals geprofeteer het, en hy sê, hy is jammer, ook bring nie. En toe sê ek, Danny, jy kom tree by my op, hy tree volgende week by ons op, verstaan? Die 27 November. En hy selfde dag, wat hulle wag my reply, 25, 26 September, toe post ek Danny kom preek by my, toe bars die hel los. Die mense sê, hierdie Rooi is dit Danny. Jy het dit nou beloof. Hulle is, ja, maar hoor wat ek eintlik wil hierdeur sê. Gaan nou nie vir my oor Danny nie. Die 90%, 95% van my pastoorsvriende daarna het vir my gesê, Rooi, jy het verkeerd gedoen. Jy kan nie dit doen nie. Jy kan nie daai ou weer 'n plek gee nie. Luister hier. En toe vra ek vir hulle, kan ek 'n tik ou gaan haal wat kan ek? Hulle sê, maar jy kan hom nie gehaal nie. Prominente pastoor. Wie ek is geskok. Ek het geskrik. Dit het my eintlik, vergeet nou van die weggrapinge van Danny en van alles. Dit het my die laaste 2-3 maande geskok. Al die mense, ek praat van pastore wat hulle stem soos ek sal verhef. Die mooiste liefde praat altyd. Die mooiste vergifnis praat. Laat ek so in hulle oë kyk, dat sê hulle vir my Rooi is, jy kan al die mense gehaal, jy kan hom nie gehaal het. As ek hoor nou, hulle kyk, hulle weet dit. As ek verstaan nie, hoe sê julle dit? As iemand opreg by Jesus moes bekeer, as Julius Malema vandag opreg bekeer, wie is ek om hom nie te vat nie? Kom ons vat vir Devin. Ken jy vir Devin van Steve Hofmeyer? Ja. Sy seun. Hoor gou. Paar jaar terug sit ek op Facebook en ek sê, en hierdie is alles te doen met Doors Landkonsins. Ek sê, vandag kom ons bid vir Zuma, Julius Malema
Steve Hofmeyer, ek sit so random name en Casper de Vries. Nou Casper de Vries is nou nie my, Cup of tea nie. maar ek het nou net met hierdie ou van Moeg gesukkel. Toe vertel hy my 'n storie en hy sê God sê, ek het tot my vyande lief. Maar 'n baie diep storie. En ek besef weer, wie's ek om nie vir Casper de Vries lief te hê nie of daai een nie. Maar okay, ek sê nie hulle gaan hemel toe almal nie, maar in elk geval, en ek sit dit op en Devin klim op en hy vloek vir my op Facebook. En hy sê jy sal nie my pa tussen 'n klomp terroriste sit. Okay, ek kan nie sê wat het hy van Casper de Vries gesê, dit gaan ek nie sê nie. En ek moet sê ek het gelag en ek stuur toe vir hom. Devin vloek my maar, ek bly like jou pa nog steeds. En ek gaan vir hom bid. 8 Oktober, toe stap ek en Devin so saam vir die Church Defenders voor die Union Building. En ek staan en praat, toe ek so met hom kyk, sy mooi gesig, Natasha sy girl se gesig, hulle trou binnekort, en ag Nikita, aan mekaar sê ek Natasha, hy het nou die agel vir my gesê, oom, haar naam is nie Natasha nie, maar okay, ek bly sê hy is met Natasha deur mekaar, Nikita. Okay, maar in elk geval, en weet jy, en sy kyk my so, want sy het my ook op Facebook aangevat, toe ek aankom, sy skielik, sy sê, oom, onthou net, ons groei nog. En weet jy wat, ek sê vir jou, hierdie ou wat my gevloek het, kontak my, ek bid vir hom vir sy hofsaak, of dit nou reg of verkeerd is, maak nie saak, ek bid vir hom, hy wil 'n evangelis word. Ek het jare terug gesê, Steve Hofmeyer en Julius Malema gaan nog saam op een verhoog optree in die Here. Ek profeteer dit, ek spreek dit. En nou, spreek jy dit saam met my. Kom ek sê vir julle, daar's mense, ons moet net nie opgee nie. 'n Vrou laasweek weer, sy sê rooi is, hulle begin like my nou, ek raak eintlik bekommerd. Sy sê rooi is, hoor hier, kan nie glo ek het jou altyd gevloek op Facebookie. Ek kom nou agter wat ek Jesus aangeneem het. Wat, hoor gou, change a heart, change a nation. Amen. Ja. Dit beteken nie rooi is trouens is reg nie. Ek het bitterlik baie foute. Ek wil jou net vir so tong in die kies iets vertel van my vrou. Ek is nou letterlik 18, 19 dae is ons nou op uitreikings. Ek change net elke keer met 'n ander span. En dit was nou hektiek tyd en my vrou elke 8 jaar verf sy die huis uit met handlangers. My vrou se rug is gebreek op 3 plekke met 'n motorongeluk jare terug. Maar as 'n hardwerkende vrou, is 'n goeie vrou, is my eerste vrou en is my laaste vrou en sy's 34 jaar as ons getroud. Verstaan? In die begin wil ek haar geskei, ek wil haar eers doodgemaak het. Ek het 'n bom vir daai vrou gestel. Toe blaas ek my amper self op. Maar behalwe dit nou. Nou kom ek by die huis. Ek is 1 dag by die huis by hierdie uitreikings. Hier staan sy op 'n leer en verf. Nou gaan sit ek. Nou voel jy dadelik jy's hierdie man wat faal. Want jy staan jou vrou op die verf. Nou kyk ek so nou, vat ek die Bybel hier langs my, nou begin lees ek kan nie nou verf nie, ek moet dadelik weer ry, ek moet regmaak. Ek vat die Bybel, ek lees, so, sy kyk so omstel, sy sê, wat sê die Here daar vir jou? Maar sarkasties, julle vrouens kan ons sarkasties, sy sê, wat sê die Here daar? Nee, niks nie. Ek sê nee, die Here sê, ek moet jou baie bemoedig. nou kyk die Here dit nou nie gesê nie. Maar al wat ek wil vir julle sê, ons is nie so perfek nie, maar ek wil vandag vir jou sê, laat ons 'n hart change. Hier sit ek met 2 manne, hier nou kom sit, 'n pastoor, man, 9 jaar terug, was hy so slap, nou ran hy School of Fire, hy is die hoof van dit, die ander een, die Khoisan, ek sê nou vir jou, daai oukie het in my gras gewerk, 4 jaar terug, toe sê ek, jy, graswerk is niks my fout nie, maar jy is oor te hierdie. Toe stuur ek hom na sy skool toe en toe laat lei ek kom verderop. Hy het 60 woonbuurte wat hy nou mee werk. Hy gaan nou change a heart, change a nation. So, Voice in Parliament gaan uitstyg, is eintlik 'n ministry, is eintlik 'n bediening. Ja. Maar ons moet hom nou hanteer as 'n drukgroep. So ons is nie 'n politieke party nie, maar jy kan my altyd bel. Ek kan nie Christen politiek uit my uitkry nie. Ons moet betrokke wees, maar ons moet abortus stop nou, meer as ooit tevore. Al skiet hulle ons nou soos, dit is wat Charlie Kirk gedoen het. Hy het abortus gestop, hy het woke gestop, hy het hierdie goed gestop. My gaan hulle nie so lekker skiet nie, want ek is rooi, ek is nou al 60, so, as hulle my skiet, hulle moet meer die jonger mense skiet.
Met my gaan hulle nou nie so lekker regkom nie. Dan gaan ek hemel toe. Maar luister, ek wil vandag vir jou sê, bel my 'n bietjie meer. Ons het nog baie om te vertel, dat ek eendag nou die krokodille opsit. En dan doen ons 'n bietjie oor diere iets. Dan wys ek 'n bietjie vir julle krokodil. Ek kan die krokodil in die hand hou vas. Ek kan die krokodille grootte en die donkie op die plaas. Laat ons eendag so 'n bietjie lekker 'n ligte iets hou vir die evangelie. Okay. Julle is dierbaar. En God seën julle en moenie opgee nie. Jesus is binnekort hier. Ons het nie 'n datum nie. Maar Jesus is binnekort hier. Amen. Okay. Dankie Royes. En sterkte daar die groete van huis tot huis en vir Stella ook. Ek wil haar nog eendag. Ons gaan vannag deurry met hierdie lorry in die nag. En mense, ek wens ek kan vir jou hier nou gewys het. Maar ek weet nie hoe draai om, maar daai lorry is gelei. Hier is 'n storie, maar dit is nou wat lekker is. Jy weet, hierdie pap, ons het 800 sakkies meel gebring. Sorry man, maar ek loop oor dit. 800 huisgesinne gaan eet en dis gebid deur daai pap. Dink 'n bietjie, jy weet daar's 13 miljoen. Laasweek het die statistiek uitgekom. 13 miljoen honger mense in Suid-Afrika wat nie aan mekaar nou kos kry. 13 miljoen uit 60 miljoen. Hulle sê 25% ly honger, 29% kinders onder 5 jaar. 5 jaar en onder, ly honger. Ons het hongersnood in hierdie land. En elkeen kan 'n sop kombuisie begin of ietsie begin. Die kerk kan net ietsie, net 'n paar pakkies kos doen. Ek pleit vir die kerk. Gee vir iemand. En weet jy wat? Kom ek sê dit vir die pastore, dan gaan hulle doen. Vandat ek dit doen, 33 jaar lank. Ek hoef nie te bid vir geld nie, ek kry. Ja. Ek bid nou 3 jaar lank. Ons het 160.000 rand se Eskom rekening elke maand. Nou mense wat van die straat af kom kan warm stort. O, jene. Hulle bly onder 'n geyser. Maar luister hier. En ons het gebid. Ja. En ek het gedink, ek het net so gaan sien oor sonpanele. En ek het gesê, en hulle sê toe hulle kan dit vir my doen. Al die huise, al die plekke vir 41.000 rand. Ek bedoel, dis dan 120.000 wat ek spaar 'n maand. Hulle kan dit doen. Maar ek dink toe, en dan het hulle die papier en daai papier en ek dink later nee, wat. Jy kan maar vergeet. Ja, dan het hulle weer dit, want dis bediening. Ja. Luister hier, gister bel hulle my. Hulle is op die pad, op die grondpad al, die eerste lorry vir 3.5 miljoen rand se goed wat afgelewer word. Dit is hierdie God wat ons doen. Ek skrik my so boeglam, want hulle soek in ons kalkgrond, kan jy nie net grawe nie. En hulle soek dadelik 'n 80 meter in daai kalkgrond, half meter diep, moet gegrawe word. Daar moet skielik ander goed gedoen word. As God beweeg hy. Hy wag nie vir ons nie. En ek wil jou sê, maar ons moet die tree gee. As ek die tree gee, net gaan niks gebeur nie. So ek pleit by julle, kos gee ons mense kos. Of hy swart is, of hy wit is, of hy wat is. Man, ons wees lief vir almal. En wees vir ons rooi mense ook lief. Het jy geweet, die 20ste, wanneer is die 20ste November? Is dit môre? Dis môre. Ja. Bejaar jy nog? Kike Ginger Day. Kan jy dit glo? Daar's so 'n dag in die wêreld. Ek weet dit elke jaar, want Andres kom skop my seun, dan neem hy 'n video. Nou ek vat dit en dan praat ek oor rasisme daai dag. Is die toppunt van rasisme, Kike Ginger Day. Kan jy dit glo? Môre word ons rooi koppe geskop. Hy moet aan my skop, ek slat hulle. Luister nie, maar net om te sê, kom ons lewe die Here uit. Hy's koning en julle bediening gaan nog meer uitstyg in Jesus naam. Ek seën julle en ons roep ons land in vir die koning. Amen. Dankie. Amen. Dankie Roye, sterk en veilig wees. Laat die engele julle vooruitgaan. My battery het wragtig gehou. Okay. Kyk, wag, hy wil nou ook op die TV wees, die Khoisan weer. Okay. Sê vir die mense, jy kom met jou pyl en boog. Ek kom met my pyl en boog en dan sal ek bedien. Sê net gou vir hulle. Maar wat is jou naam? Wat Heinrich. Dit is 'n mooi naam. Toe jy 'n babatjie was, het hulle mos nou, moet jy mos jou tande as hulle juk. Wat het hulle gemaak? My ouma het altyd die volstreis opgevat, het hulle fyn gemaak, het hy poeier gevat, het met tande gesmeer as 'n babatjie se kind. Wat met spesiaal my gamste juk, ja. Kom, hoor gou hoe praat ek hy. Kom. Ja, ons het eintlik gelieg, hoor, ons praat nonsens. Okay, die Here is lief vir julle en alles wat mooi is, hoor. Dankie, Salada, mooi bly. Bye. Bye. Ons het heerlik saam met Roy Strauss gesels en gelag en gekuier.
En ja, ek dink ons moet luister na wat hy sê. Ons moet regtig dink, waar gaan Christendom regtig? Gaan dit oor 'n politieke party, gaan dit oor 'n kerk, gaan dit oor wat ook al nie. Dit gaan oor dit wat ons moet doen vir die Here. En ja, ek moet ook sê ek word 'n paar keer daaraan herinner. So ek is nie onskuldig in hierdie geval nie. En dan, as jy van hierdie program hou, asseblief gaan like, gaan share, gaan deel die link met almal, subscribe, doen al die dinge wat gedoen moet word sodat hierdie program uitgesaai kan word en dat mense kan hoor dat daar 'n wekroep is vir die kerk om op te staan en 'n verskil te gaan maak in hierdie land. So tot 'n volgende keer, kuier ons weer saam.